Hallo almal, in hierdie video bespreek ek buiteoppervlakte en volume van driedimensionele figure, soos wat jy dit vind in die graad 8 syllabus. In hierdie video, meer spesifiek, 'n reghoekige prisma. Nou, 'n reghoekige prisma, daar sien jy nou een, sy ander naam is ook 'n kuboïd. En die reghoekige prisma het dan nou 'n reghoek vir 'n basis. Nou kom ons kyk nou, as ons nou daardie reghoekige prisma vat en ons sny hom oop en ons kry sy net of sy patroon. As ons nou 'n formule wil uitwerk vir die buiteoppervlakte, dan moet jy nou baie mooi dink hierso. Kan jy sien? Kom ons begin by die groen reghoek. Dit sal nou dan die bokant en die ander groen reghoek sal die onderkant van daardie reghoekige prisma wees. Hierdie pers is dan, kan jy sê, die linkerkant en dan aan die ander kant, daarso, gaan die ander pers, gaan dan die regterkant wees. En dan kan jy nou sien, hierdie ene en daardie ene, ons kan sê, dit is die pink reghoekies nou. Dit is die voorkant en dit is dan die agterkant. So daar sien jy nou dat daar 3 pare reghoeke is wat dieselfde is. So, vir die buiteoppervlakte, kyk nou, is daar 2 pers reghoeke plus daar is 2 groen reghoeke en daar is 2 pink reghoeke. En die oppervlakte van 'n reghoek is mos lengte maal breedte. Nou kyk nou 'n bietjie mooi. Kom ons gaan kyk nou na die pers. Kan jy sien, as daardie sê dis die hoogte, dan is daardie ook die hoogte. So daar is 2 perses, reghoeke, en om die oppervlakte te bereken is lengte maal breedte, of in hierdie geval is dit lengte maal hoogte. Dan in terme van die groen reghoeke, kom ons kyk 'n bietjie. Daardie sy sal 'n L wees en daardie sy sal 'n B wees. So weer eens, die groen reghoek is dan lengte maal breedte en daar is 2 van hulle. En dan in terme van die pinke, kan jy mos nou sien, daar's 'n hoogte en daar's 'n B. So, want dit is ook 'n reghoek en 'n reghoek se oppervlakte is lengte maal breedte. So in hierdie geval is dit H maal B. En dan nou in die volgende stap het ek nou net al hierdie maaltekens het ek nou weggevat, want ons skryf mos nou nie meer maal soos 'n kleintjie nie, ons skryf dit met niks tussenin. So dit gaan wees die formule 2L maal H plus 2L maal B plus 2H maal B. Nou weet jy wat, ek verwag glad nie van jou om daardie formule uit jou kop uit te ken nie. Al wat jy kan doen is, jy moet net verstaan waar dit vandaan kom, sodat jy dan op die ou einde jou eie net kan maak en dan jou eie formuletjie kan skryf. Kom ons kyk nou na hierdie voorbeeld. Bereken die buiteoppervlakte van die reghoekige prisma. So wat jy nou eintlik moet verstaan is, daar is 2 blou reghoeke en daar is 2 groen reghoeke en daar is 2 geel reghoeke. En dan in terme van die bloue, kom ons kyk gou mooi. Dit gaan ons nou, dis 'n reghoek, so dis lengte maal breedte. So die lengte is 6 en die breedte is 3. Dis hoekom dit 6 maal 3 is. In terme van die groen reghoeke is ook lengte maal breedte. En die lengte is 6 en die breedte is 4. En in terme van die 2 geel reghoeke, en dan die oppervlakte is mos lengte maal breedte, dan gaan hierdie sy gaan 4 wees. Daarom is daar soms 2 van hulle en dis lengte maal breedte. 3 maal 4. En nou kan jy net klaarmaak. So jy gaan sê 6 maal 3 is 18, die 2 ry saam.
dan gaan jy sê 6 maal 4 is 24, die 2 ry saam, en 3 maal 4 is 12, die 2 ry saam. En nou gaan jy van hierdie hakies ontslaa raak, so jy gaan sê 2 maal 18 is 36, 2 maal 24 is 48, 2 maal 12 is 24, jy tel alles by mekaar en jy kry 108 vierkante sentimeter. Hierdie eenheid, onthou jy nou weer, is die eenheid van oppervlakte, vierkante sentimeter. Voorbeeld 2. Bereken die buiteoppervlakte van die reghoekige prisma. So weer eens, ek verwag nie vir jou om die formule uit jou kop uit te ken nie, maar jy kan sommer mos nou net kyk wat gebeur op jou prisma en dan kan jy jou eie formule skryf. So, die buiteoppervlakte gaan wees, ek het nou sommer gesê 2 maal bo. Met ander woorde, dis daardie reghoek en daardie ene, hulle lyk presies dieselfde, so dis 2 reghoeke, 2 lengte maal breedtes. Plus, toe het ek het nou sommer genoem 2 maal voor, maar dit beteken dis hierdie ene en daardie een daar agter. So dit is ook 2 lengte maal breedtes. Plus, en nou het ek sommer geskryf 2 links, met daarby het ek bedoel, dis 'n linkerkant en 'n regterkant. So dis 2 reghoeke wat dieselfde lyk, 2 lengte maal breedtes. Nou moet ons net al die inligting invul. Kom ons kyk nou. Die boonste of die onderste ene. Nou stem jy saam, as daardie sy 2 is en daardie een is 2, dan gaan jy sê dit is 2 van hulle, want daar is 'n bo en 'n onder, en dan is dit lengte maal breedte 2 maal 2. Plus, nou praat ons van voor. So voor wil ek net vir sê, as daardie sy 10 is, dan gaan daardie sy ook 10 wees. So daar's 2 van hulle, want dis 'n voor en 'n agter, en dis lengte maal breedte, so dis 2 maal 10. En dan die 2 reghoeke wat nou links en regs is, daar's 2 van hulle, en dit gaan wees, die breedte is 10 en die lengte, die breedte is 2 en die lengte is 10. So dis 2 van hulle, 2 maal 10. Goed, nou gaan ons net gou binne die hakies doen. Ons eerste hakie, 2 maal 2 is 4, met die 2 voor, plus hierdie ene, 2 maal 10 is 20, met die 2 voor, en daar die laaste hakie, 2 maal 10 is 20, met die 2 voor. Nou gaan ons net die hakie uitmaal. 2 maal 4 is 8, 2 maal 20 is 40, en 2 maal 20 is 40. En ons tel alles by mekaar, en ons kry ons buiteoppervlakte van daardie reghoekige prisma is 88 vierkante sentimeter. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Nou gaan ons kyk na die formule vir die volume van ons reghoekige prisma of kuboïd. Nou daar's 'n standaard formule vir volume en dit is altyd die oppervlakte van die basis maal met loodregte hoogte. En in hierdie geval is ons basis 'n reghoek. So daarom gaan dit wees lengte maal breedte en dan die loodregte hoogte in hierdie geval is net h. So ons formule vir volume is maklik om te onthou dan lengte maal breedte maal hoogte. Voorbeeld 3. Bereken die volume van die reghoekige prisma. Dus kan ons sê volume is die oppervlakte van die basis maal met hoogte. Die basis is 'n reghoek, daarom gaan dit wees die oppervlakte van die basis van die reghoek is lengte maal breedte maal hoogte. Of as jy dadelik hiernatoe gegaan het en gesê het volume is lengte maal breedte maal hoogte, is ek tevrede. Nou kan ons invervang. Die lengte is 6, die breedte is 3 en die hoogte is 4. 6 maal 3 maal 4 gee vir jou 72. En nou kyk die eenheid. Dit is sentimeter tot die mag 3 en ons sê volume se eenheid is kubieke sentimeter. Voorbeeld 4. Bereken die volume van die reghoekige prisma. Weereens, volume is die oppervlakte van die basis maal die hoogte,
Of as jy gesê het lengte maal breedte maal hoogte, dan is ek tevrede. So nou, die basis se lengte is 2 maal 2, dis die breedte, en die hoogte van ons reghoekige prisma is 10. So 2 maal 2 maal 10 gee vir jou 40, en ons eenheid is millimeter, so daarom is ons eenheid hierso kubieke millimeter. Voorbeeld 5. Hy lyk nou so klein bietjie anders. 'n kuboïd het 'n breedte van 2 cm, 'n hoogte van 1,5 cm en 'n volume van 18 kubieke centimeter. Bereken die lengte van die kuboïd. So wat het nou hier gebeur? Hier is breedte vir jou gegee en hoogte is vir jou gegee en die volume is vir jou gegee en ons moet die lengte bereken. So wat 'n mens nou doen is nou skryf jy die formule neer. Die formule vir die volume is lengte maal breedte maal hoogte. En dan weet ons mos nou die volume is vir ons gegee, dis 18 kubieke centimeter. So in volume se plek vervang ons nou die 18 is gelyk aan die lengte, dit is wat ons wil bereken. Die breedte is vir ons gegee, dis 2 en die hoogte is gegee 1,5. En sien jy hoe mooi het ek dit nou in hakkies geskryf? Nie meer met hierdie maaltekens tussenin nie. En nou hier het ek 'n vergelyking wat ek kan oplos. So hoe los ons nou weer 'n vergelyking op? Onthou daar's 'n hele playlist oor algebra wat jy kan kyk om al die algebra te verstaan en ook hoe om vergelykings op te los. Maar jy kan sê 2 maal 1,5 is dan 3L. L is jou lengte, dit is jou veranderlike, en dan wil jy nie 3L weet nie, jy wil net L weet. So hoe gaan jy van die 3 ontslaa raak? Is jy gaan beide kante met 3 deel, sodat jy kan sê 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in homself in 1 keer, so aan die regterkant gaan net L die lengte oorbly, en aan hierdie kant gaan jy sê 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 18 en 6 keer. Dus is die lengte 6. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. In die volgende video bespreek ek die volume en die buiteoppervlakte van 'n driehoekige prisma. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.